om jou te sien. Siefel. Sos, dankie man. Wat 'n plesier. Ek skuld jou. Ek is jammer ek kon jouself in die Kaap kom haal het nie, maar ons het nou net geskraap en daar's hoop op afleweringe. Dis okay. Nou ja, toe. Waarvoor wag ons? Lucia kan natuurlijk niet wachten om jou te ontmoeten. Sy het inderhaas jou camera gekry. Maar regtig nie sy met moeite doen nie. Ek wil nie ontwrigting veroorsaak nie. Nade, Leendra, dis nie moeite nie. Ek het die huis so 'n bietjie opgeknap na die troue. Jy weet, Lucia is dit goed gewoond. Haar ma kuier op die oomblik by ons. Welgestelde ou lady, groot plaas in die Karoo. Hoe gaan dit met Silly? Sy dit sal tyd vat om aan jou gewoon te raak. Miskien herken sy jou, miskien nie. Ag, ek het ook tyd nodig. Ons besef dat dit vir jou sal veel voel. Veral aan die begin. Maar die mense van Soutman span nog nie verander nie. Seker of jy vergeet nie. Vol, ek het al honderde kere gedink oor daai dag. Wil ons nou regtig daaroor praat? Ek moet weet. Jy moet jouself nie verder kastyn nie, Leendra. Dis tyd om die verlede te los. Waar jy hoort. Ma! Ma! Hulle is hier. Lyk ek daarom okay, Lucia? Dis mos die set wat professor Lou my nog uit die ooste uit saamgebring het. Super, sy voel net so. Haal net altyd goed. En die hare, is dit nou hoekom vul sy die hel in haar kop? Sagter, ma. Kom sweerlik uit 'n bottel. Kom kryf. Wys jou nie die tronke is ook nie meer wat hulle was nie. Hallo. Ja, Leendra, dis nou Lucia. Lucia Leendra van Helberg. Hallo, welkom. Genaamd kennis. En dis my skoonma, Mara Maree. Ons is maar bly julle is nie so vroeg nie. Alles is hier nog 'n rep en roer. Ons is nou net klaar met die kos. Weet jy nog nie vir Lucia as dit by klaar maak kom? Ag, ek wil nie julle moet moeite doen nie. Ma maak altyd alles erger. Alles erger? Good grief. 3 soorte vleis en 2 puddings. Ag nee, mes ek gedink het. Kom sweet julle nou wragtig aan. Dit na ek so mooi gevra het dat hulle moenie vas so kom oorval. Oh. Sweetie. Ek kan nie glo jy's uit. Oom Boetie, gaan dit? Oor gaan nog op die ou patroon. My ou 2 bene staan nog bankvas agter die kanter. Oom Bontie is nog op die Soutman en Boetie het nou sy eie stoor. Hy gaan kaste maak. Ek sit die water aan vir 'n bietjie tee. Julle gaan seker nie nou dan saam drink nie. Nee, dankie maar, ons wil nie pla op so 'n dag nie. Ons het net koe gesig wys. Dag, linkies. Dit sonder wonderlik dat hulle besluit het om vir jou 3 jaar afslag te gee.
Waar is Silly dan? Nee, jong, sy is weer menskie vandag. Seker die pad gevat. Ek gaan kyk of ek haar kan kry. Kom, sweetie, jy het gesê 5 minute. Ons sien jou later, my kind. Ag, jy lyk een en dieselfde mens. Lise, jy's deur die kinders. Kom, sweetie. Kom, Bertel. Kom, Leendra. Ons gaan drink 'n bietjie teetjies. Die woord spreek ons vandag toe uit Jesaja 58 vers 11 wat se 777 uit die Ou Testament. 77 uit die Ou Testament. Die Here sal jou altyd deurlei. Self in dorstreke sal hy jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Broers en susters, eerstens wil ek meedeel dat ek 'n beroep ontvang het vanuit die gemeente Sonop in Atlantis. Ek vra dat u voorbereiding vir hierdie saak sal doen, aangesien ek binnekort my voorneme moet bevestig. Ek meen te sê, Abraham het eenvoudig uitgestyg. 2 doktersgrade en hoof van die fakulteit. En toe in 1948 is ons Engeland toe. Oxford. Alle oë was absoluut op hom. En op my natuurlik ook. Daar moet jy jou protokol ken, anders bly jy 'n nobody. As ma eers begin praat oor Oxford, word dit nog 'n bietjie tee? Nee, dankie. Wonder waar bly Silly? Kom ek gaan wys jou kamer. Ons het so 'n bietjie verander aan die huis. Ek verstaan julle het lank hier gewoon. My liewe lank mevrou, behalwe die laaste paar maande nadat my pa die quarryboer in die klein kloof begin het. Ja, ek hoor die mense sê, daardie klipgroef was die begin van die ellende. Ja, daar moes ek pad. Ek sê vir Lucia, ek verstaan net mooi niks van die amnestie stories nie. Dat hulle nou iemand sommer net so skielik 3 jaar kan afgee. I can't believe. Is die wat die land so deur mekaar is? Die klere was saam met julle goed in die stoor. Ek sou tog moet oppas dat jy nie vir Silly verkeerde tronkgewoontes aanleer nie. Sy is baie vatbaar. Baie vatbaar. En rip word, jy weet. Waar is jy alweer? Kom tog nou huis toe, jong. Jou suster het gekom. Silly. Sissy.
Is hier nie kop nie, ma? Daar's rooi aanmaak koeldrank. Maar dit is naweek, ma. Elke sent kom vanaf in die spaarblikkie. Die trekkery gaan vir ons 'n klomp geld kos. Dis nuwe gordyne, dis skoolklere, Hoe lyk die nuwe huis, ma? Gaan ons nog 'n pad te kamers kry? dis glo 'n 4 slaapkamerhuis met 2 badkamers en 'n studeerkamer vir Dada. Yes, so. Julle maar nie dink die gaan er in sy uitgemaakte saak nie. Hoe meen pa nou? Gerald sal mos nie so 'n kans af verbygaan nie. Ek sê maar net. Ons kan nie ons hele lewenslank op vlakte vlei bly sit nie, pa. Gerald het self gesê, Atlantis is 'n groot kans vir die kinders. Vir my ook. Sê maar net. Hulle sê vir my dit was regter van Houweling wat jou saak aangehoor het. My oorle Abraham het vir Howie baie goed geken. Hy het ons een aand oorgenooi vir 'n braai. Hy het lank as my kom sit. 'n Regter Joop van Murgen aan die ander kant van my. Sy vrou was destyds lektriese. Ag, doodgewone mense as julle so kyk. Very down to earth. Ek wil jou nog gevra het, hoe was die kos dan nou eintlik daar aan die kant? Kos was goed, mevrou. I can't believe. Seker 'n min vleis nie. Ag, sê tog maar vir my Mara. Die mevrou raak nou erger as Oxford. Jy weet daar het al wat lief en bief en julle stringtitels. Silly. Dit tog ordentlik asseblief. Nog 'n bietjie sop. Nee, dit was baie lekker, dankie. Het jy nou al besluit wat jy nou gaan doen? Ek bedoel, watter rigting? Ek sou seker ergens 'n werk moet kry. Hier, op Soutmanspan. Maar weet jy die rekord? My skoonma se ton is gewoonlik te vinnig vir haar brein. Ek en jy kan haar ete 'n bietjie gesels. Nou beledig jy my, Phil? Ag, Maar ek vra jou, wie sal haar wil vat hier rond? Good grief, hier waar almal weet sy het aan haar vermoor. En nou is dit tyd vir die hoofgereg. dit was 'n klipgroef. Almal het hom gewaarsku. Ek ook. Maar Hendrik was nie eens bekend daarvoor dat hy eintlik na ander geluister het nie. Ek weet. Hy was 'n harde kop. Die dag toe ek sy aandeel in die soutmyn uitkoop, het ek hom weer gevra of hy seker is. Want jou ma was nie baie gelukkig met die trekkery op Kleinkloofte nie. Ek het myself al dikwels verwyd dat ek... Het voel asof ek my suster in die steek gelaat het. Nee, moenie so dink nie. Maar was net te bly dat die soutmyn darm in die familie bly. Ek ook. Was nog altyd lief vir die plek. Jy hoort hier, Leendra. Ek het juist gewonder of jy nie dalk Lucia se werk in die kantoor wil oorneem. In die kantoor. Want ek skuld haar 'n bietjie vryheid. Haar gesondheid is nie na wens op die oomblik nie. En ons is almal baie aan haar verskuldig ten opsigte van Silly. Jy weet, sy het 4 jaar gelede hier aangekom. Op 'n vreemde plek. Met 'n vreemde kind in die huis. Ek ken nie eens kantoorwerk nie. Jy sal gou leer. Lucia kan jou touwys maak. Ek is dit aan jou ma verskuldig om jy weer op jou voete te kry. Dankie. Phil, ek wou jou nog vra. Daar was van ons meubels wat gestoor was voordat ons op Kleinkloof toe getrek het. Ons moes dit verkoop om van die skuld te delg. Ek dog, jy weet, ek het met die prokureur gereël om die afskrifte van al die dokumentasie aan jou te stuur. Wel, hy het 'n paar keer goed gekom wat ek moes teken, maar... Was dit al die meubels? En my klavier? Nou, dis nou maar een van daai dinge. Dis nie maar net een van daai dinge nie, Phil. Dit was my klavier. Ek het maande aan die ding afbetaal. Wie het dit gekoop? 'n Handelaar van die Kaap het die goed hier op 'n lorry weggery. 'n vreemde blerrie man van die Kaap af, wat niks van my weet nie, wat niks van my klavier af weet nie, op 'n blerrie vreemde lorry. Sy.
nou aan? Die blerrie klavier wat verkoop is. Hoe moes ek weet dit was haar persoonlike besitting? Ek moes my kop breek om Hendrik se bankrotspel te beredder. Is nie nodig om so te klink nie. Hoe meen jy nou? Maar mens kan mos verstaan dat sy ontsteld is. Ja. Jy kan maklik praat. Jy weet niks. Dag Patrys, my paai binne. Ja meneer, hy is daar in die private bar. Hoe lyk dit vir pa? Jongens, jy is seker hierdie grense is reg. Wel, dis op Pienaar by die akteskantoor het afgemerk het. Die kanaal kom van hierdie kant af in en dan sal die marina oor hierdie hele gedeelte hierso strek. Met die wooneenhede aan die noorde kant en die golfbaan wes. Waar lê vlaktevlei? Hier in die middel. En alles se pad. Ja. Dis môre sê, hulle het nou lank genoeg 'n prime spot by die see opgemors met hulle gehuggies. Gaan nie so maklik wees om hulle daar weg te kry nie, hoor. Wel, dis nie ons probleem nie, pa. Die munisipaliteit weet nou al vir 'n jaar dat hulle hiermee sit. Onthou pa die eerste keer toe ons met Botes gepraat het. Toe was hy groot bek en sê hy hoe hulle gaan voorsiening maak vir die mense op Dwarsmansdal. Nou is hy weg. Ek wonder of hierdie kwessie al ooit voor die raad was. Luister, wat van ons miskien self hoor hoe die vlaktevleiers voel? Ons kan met die pastoor gaan praat. Die pastoor? Oh, come on, pa. Hy sal die hele spul net in ons opsweep. Pa weet hoe hulle. And by the way, dit gaan nie oor hoe vlaktevlei voel nie. Dit gaan oor hoe ons voel. Dit is ons grond. Ja, ja. Lingies? Jy dan nou hier sit? Ja, kyk maar net. Onthou jy ons nog hier buite Blindemol gespeel het? Ja. Ja, aber ek fasiliteer huis toe. Dan skree sy vir maar so sweets. Wil jy inkom? Maar het my gevra om my agterste venster op knop te loop sit. Daar sonnig staan hy oop. Weg is die sigarets. En ek vraag gesê ons het tralies daar nodig. Wat sê Silly toe sy vir jou sien? Ken sy vir jou?
Ek weet nie of sy my onthou nie. Ek het haar baie vertel van jou. Is het groot geword het? Nee, Linkies. Sy het nie groot geword nie. Haar kop het daar op 11 jaar loop vassteek op daai dag. Ek wonder nog altyd of Wat? maar sy weet nie of sy gaan regkom nie. Die ontploffing het haar hele lewe so uitmekaar uitgeruk. En toe nog die skietery daar by die hotel. Haar ma, haar pa, haar sussie wat weggevat word. En dit is alles op dieselfde dag. Weet jy, ek het 'n duur prys vir my wraak betaal. Maar die ergste was dat ek haar moes agterlaat toe sy my so bitter nodig gehad het. Maar sy ook ons moet eerder nie bly karring aan die dinge van die klein kloof nie. Maar ek gaan karring, tot ek weet wat daai middag gebeur het. En wat Gilbert Redlinghuis daarmee te doen gehad het. Sy storie was dat hy my pa wou gaan paai, omdat sy ma my uit die hotel het weggejaag het. Ek haat hom vandag nog niks minder as toe nie. Ook Gilbert Redlinghuis was mal oor jou gewees. Almal het dit geweet. Hy was mal, ja, van jaloesie. As ek daai dag weer kom oorkry, sou ek hom weer skiet. Linkies. Dit was nou 'n verskriklike ding, nee. Ek wou nie vir Ferdinand skiet nie. Daai skoot was vir Gilbert Redlinghuis bedoel. Gilbert, wie sê jy is die nuwe man in Botha se plek? Gous. En hy beter bykom. Ek moet hom juist een van die dae gaan sien en al Botha se beloftes weer onder sy neus gaan indring. Hallo. En wat's julle so ernstig? Hallo pa. Hallo my kind. Hoe was julle naweek? Uitputtend, dankie. Patricia wat die Kaap leegkoop soos altyd. Is die pa. Dis maar wat overboord gegaan het. Die hele kar is vol gepak. Met hotelgoed, ja. Doelwys, tafeldoeke, tennisballe. Patrice, haal die goed in die kar asseblief. Om maar iets te drink. Dankie, Gilbert. Hoe lyk dit, pa? Pragtig. Wat is die okasie? Vra liewer wie is die man. Ek weet ek wag nog. Maar as die rok reg is, kom die res vanself. Dis nou wat ek noem positive thinking. Miskien moet ons dit probeer met vlaktevlei, pa. Dalk moet ons solank 'n paar palmbome aanplant. Miskien begin Gous hier in die raad dan ronddans. Volgroeide palms, pa. Dit sal soos 'n paradys lyk. Nee, paradys se prys. Wie dit is R10,000 stuk. Sjoe. Het julle toe al 'n naam gekry? Ja, gister geregistreer. West Coast Holiday Resort. Sê omtrent alles. Dis nogal nice. Kom ons drink op. Ja, as hom net nie te opgewonde raak nie, nee. Nou moet nog baie water in die see loop. Pa bedoel baie water uit die see uit vir die marina. Op die West Coast Holiday Resort en op ons oeroupa Rudolf se visie. Wat se visie? Al visie wat hy gehad het was om 'n lokasie op hierdie stukkie hemel toe te laat. Ja, en dit gaan 'n gespartel wees om dit te verskuif hoor.
Wat sê sy dan? Waar was sy? Sy's in die kamer. Sy kan op die eerste dag haar soek aan uitbreek, nee. Ag, maar los dit tog nou maar. Kom maar 'n bietjie koffie. Sy genade dat ons nie vir haar by siel in die kamer gesit het nie. Maar jy weet hoe gaan dit in die tronke, nee. Al die vroumense wat daar uitkom, het vreemde neigings. Ag, ma. Wanneer kom jy? Ek's amper klaar. Sy speel voor ons oor die ring. Jemima. Jy moet vir my tyd gee oor Atlantis. Wel, jy is die een wat moet besluit. Jy weet hoe ek en die kinders voel. Maar ons sal berus by wat jy ook al besluit. Bedoel jy dit, Jamie? Ek bedoel dit. Regtig. As jy besluit dat ons hier bly, sal ek aanvaar dat my taak by die skool ook nie klaar is nie. Die Here sal die pad aanwys. Jy is moeg. Moet nie te laat werk nie. Jemima?
Maar sê My kind, hoe gaan dit? Sussie, kom. Leendra, wat lank weg was. Sy bly. maar sy het klaar die poster van die burger opgesit. Waar is my hoef, dankie my kind. Kwaai, sweetie. Kwaai my kind. Waar is jy? Koster. Kramp, Koster, kramp. 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 Moenie worry nie, Siri. Next time. Next time. Next time. Koster, kom nou vir wat kaas aan 'n krap jy nou al op 'n maandagmôre, maar nie sy hals is volstok om uit te pak. Môre, my sweetie. Môre. Go. Jy wil ook net altyd saamry. So wat het jy jou bicycle? Hey, silly. Meisje sit hier so. Jy word ook daar nou groot. Jette. Lyk dit? Nee, wat meneer, ek dink hier's genoeg sakke om 'n aflewering te kan maak. Ek het weer die souttakers gecheck. Ek dink jy's reg, ons kry nie genoeg herwinning nie. Lyk asof die sout al hoe meer verwater. Dis wat ek sê, die tydstuur is hopeloos te lank. Nou ja, sal ek seker maar 'n geoloog of 'n ding moet kry om te kom kyk. Gaan 'n duur spulletjie wees. Jy moet Cape Industrial bel. 'n Paar checks om te teken. Het Leendra toe nie opgedaag nie. Haar deur was nog toe ek geloop het. Lyk jy vir 7 jaar haar juis getem het nie. Sy het nog altyd baie vir ou Hendrik in haar bloed gehad. Dis maar 'n tweede dag hier. Ons moet haar tyd gee, Val. Sy het nie genoeg tyd gehad nie. Ek het net gedink dat sy dit iets op brand om iets te wil doen.
Mooi gezicht, né? Dankie. Hier is vlaktevleis op tweede kant. Dis reg. Gerald Killian, aangename kennis. Leendra van Helberg. O, jy is Silly se suster. Die een wat uit die tronk gekom. Ja, ek sal terug ontslaan. Prys die Here. Skepping juig oor jou vryheid. Ek weet nie of ek regtig vry is nie. So hoe lank is jy al hier by Vlaktevlei? Ek het hier aangekom net na die hofsaak. Toe die mense nog baie daaroor gepraat. Ja, hulle gaan weer praat nou dat ek terug is. Hoekom voel jy dat jy nog nie vry is? Daar's dinge wat ek net nie kan aanvaar nie. Ek moet gaan. Die deur is altyd oop vir jou. Dankie. Vader Jim. Geef me die hamer alsjeblieft. Ach nee man, jy moet nie die beker so vol maak nie, daar is amper bubbel oor. Boeta, jy het beloof. Wat? Die swaai. Silly, ek is mos nou besig, maar ons kan later kyk. Ach nee man, dis galbitter. Kry nog suiker en sit jy so 2 van ma se stukkies beskuit by. Boeta, Wat? jy het beloof. Jy weet er ophou kerm, anders te maak ek niks. Jy is in elk geval te groot vir by die skoppelmaai. Wat doen nou Silly man? Silly? Ja, oké, ek sal. Beloof. Wanneer? Oor die naweek. Dankie, Boeta. Sissie. Los. Linkies, ek kom af. Wat maak jy dan nie? Help vir Boeta. Boeta is baie slim. Hy gaan Dis oor dat jy te vinnig probeer praat. Praat stadig en begin van voor. Hy gaan vir my swaai maak. Saterdag. Dis sommer niks sien. Wat gaan sy dan nou? Sy gaan aan na toe, sy is hier daar voor ons. Ma het gesê, jy moet vanaand by ons kom eet, sy wil waterblommetjie maak soos wat jy daarvan hou. Okay. Dit het ons gister gepraat. Ja. Die pratery. Ek het baie gedink oor die pratery. Dink jy Silly kan enigiets van daai dag onthou? Nee, daai dag bestaan nie van. Haar kop is saam met 'n ontploffing loop vassteek en haar tong ook. Sê ek jou gaan wys? Ja.
Jy word nog groot. Jy moet reg voel. Ek raar groot vandag. Natuurlijk. Dit is mooi ook. Natuurlijk word jy mooi ook. Maar as ek groot is en ek word mooi, hoekom sien jy nie vir my nie? Simpel. Maar het was lekker aan sweeties, nie as ek het onthou het. Sit. Maar nou Bontie. Onthou omdat daai Italianer by pa was, so kort voor die ongeluk. 'n Italiaan. Want eers lank nadat ek al op Kroonstad was, het ek daarvan onthou. Hy was van die Kaap af, van een of ander mynmaatskappy. Hy wou nog 'n aanbod maak om die quarry te koop. En sweetie, waar is die vriend? Waar is my kop tog? Dankie, sweetie. Dis Perske, stil nou jy, ek probeer luister wat Linkie sê. Ek kan amper onthou dat daar 'n koper was. Het was so 'n week of 2 voor hom. En voor daai dag. Pa het 'n vreeslike uitval met die man gehad en hy het hom toe daar weggejaag. En 'n paar dae later het hy sy vernoot gestuur om met pa te kom praat. Ook 'n Italiaan. Ek het hom nooit gesien nie. Kyk, pa en ma het aan tafel van hom gepraat. Maar was nog al 'n paar keer daar. Maar pa was kort vir die mense wat hy het gedink dat hulle hom wou inneem. En wat was die man se van? Die Italianer se vernoot nou. Het was Sanders of Sandveld of Silly. Veld. Silly man, kan jy nie stil eet nie? Ek probeer luister wat sy sê. Hoekom herinner dit jou? Want pa die vorige aand gesê hy wag vir die vent en ma was nog ontstel oor dat pa so daar uitvaar. Ek sê nou vanaand vir julle. Dis 'n sonde om so te bly karring aan die ding van die klein kloof. Dit moet uitgelos word. Hoe kan ek dit uitlos? En sweetie, ek glo nie die ontploffing van die gassilinders was 'n ongeluk nie. Ek glo dit was moord. Mense dink die see is vol genoeg en die wêreld oud en die mense moeg want die haan het gekraai, ons het mekaar verraai, maar skraap die sout weer op 'n hoop want die winde gaan draai en ons doen wat ons moet doen. Kan nie anders nie, dis hoe ons met die tyd versoen. Ons doen wat ons moet doen. Akkers skraap en sout van die aarde raak.